1, die van die wat in die Bybel wil lees, min of meer bladsy 80. Nou, ons het 4 evangelies, ons noem Matteus, Markus en Lukas die synoptiese evangelies, hulle is baie na mekaar. Johannes se evangelie so bietjie anderster. Lukas se evangelie is die langste evangelie. En Lukas het 'n bepaalde doel as hy hierdie evangelie skrywe. Hy wil vir ons wys dat Jesus Christus die verlosser is van die wêreld. Jesus het gekom om vir ons te verlos. Voordat ons saam lees, maak ons eers ons oë toe. Hemelvader, dankie dat U ons God en ons Vader is. Dankie dat U deur Jesus Christus ons kom verlos het en dat ons nuwe mense kan wees. O Here, ons bid dat U nou deur die Gees ons harte aan die brand sal steek as ons die woord hoor en dat U ons sal verander, nuut sal maak, sodat ons die mense sal wees wat U wil hê ons moet wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lukas hoofstuk 1, ons gaan lees van vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe die engel van haar af weggegaan. Die woord van God vir die kinders van God. Die Rooms-Katolieke Kerk maak baie van Maria. As 'n mens so oppervlakkig luister hoe hulle omgang met Maria, dan klink dit amper asof hulle Maria vereer. Dit klink amper asof hulle vir Maria sien as 'n middelaar tussen ons en God, want hulle sal tot Maria bid. Wat sê ons daarvan? Ons sê nee, ons hou nie daarvan. Want daar is net een God, Vader, Seun en Heilige Gees tot wie ons bid. Daar is net een middelaar tussen God en die mense, Jesus Christus. Ons moet nie nog ander middelaars probeer bring nie. Ons sê,
'n mens kan so besig wees met ander dinge, byvoorbeeld met Maria, dat dit jou aandag wegtrek van dit wat regtig belangrik is, naamlik Jesus. Ons moet maar 'n bietjie pas op vir hierdie baie aandag wat aan Maria gegee word. Dis ons standpunt. Maar wat sê die Bybel? Hoe moet ons oor Maria dink? Dis eintlik 'n verkeerde vraag. Want in die Bybel is die fokus nie op Maria nie. Die fokus is op die Here God. Die Here God wat in groot liefde uitgereik het na ons wat in nood was. En vir Maria gebruik het in sy verlossingsplan. Die Here God het vir Maria gebruik om vir Jesus Christus in die wêreld te bring. Wie is Jesus? God, die Seun, die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, wat deur Maria mens geword het en in die persoon van Jesus op die aarde as mens gestap het. Sy het 'n baie belangrike rol in God se verlossingsgeskiedenis gehad. Sy was die deur, die brug, waardeur God na die wêreld toe gekom het. Van die oomblik af dat Jesus gebore is, was hy God gewees. Want Jesus Christus is uniek. Hy is tegelyk God en mens. In ons belydenis sê ons dat hy twee nature het. Hy het 'n goddelike natuur en 'n menslike natuur. En van die oomblik dat hy gebore is, was hy God gewees. Maar hy moes leer om mens te wees. En hier het Maria 'n groot rol gehad om te vervul. Dink bietjie daaraan. Dis Maria wat vir Jesus geleer het om sy kos te eet. Om sy mond toe te maak as hy eet. Om mooi te eet. Dis Maria wat vir Jesus geleer het om die kamer te verlaat op die regte tyd. Dis Maria wat vir hom geleer het om mooi te speel met jou maatjies. Maria het 'n ongelooflike belangrike rol gehad om vir Jesus te leer om mens te wees hier op aarde. En dit bring by ons by die vraag of ons nie miskien vir die Katolieke misverstaan nie. Is dit waar dat hulle vir Maria vereer en aanbid? Is dit waar dat hulle vir hom sien as die verlosser, nie as die middelaar tussen ons en God? Moet ons nie weer kyk hoe hulle dink en hoe ons dink nie? Is dit nie moontlik dat ons te min maak van Maria nie? En dis die vraag waaroor ons volgende gaan praat. Maak ons nie dalk te min van Maria nie? Is sy net doodgewoon, net 'n gewone vrou? Is sy maar net 'n persoon deur wie God deur Christus in die wêreld gekom het? Onderspeel ons nie die belangrikheid van Maria nie? Wat sê die Bybel vir ons oor Maria? Die Bybel sê vir ons dat Maria 'n Joodse vrou was. Sy was verloof aan iemand, Josef, uit die geslag van Dawid. Nou in die Bybelse tyd, as 'n mens verloof, of het jy verloop geraak in die ouderdom tussen 12 en 14 jaar. In ons tyd gesê, jy is verloof as jy, in die ou taal gesê, so ongeveer dan dit 4 was. In ons taal gesê nou graad 6 was. Geleerdes sê dat daar gedink word dat Maria, toe sy Jesus in die wêreld gebring het, ongeveer tussen 12 en 14 jaar oud was. In ons taal gesê dogtertjie. Maar as ons kyk na Maria, dan sien ons dat sy 'n ongelooflike geestelike mens was.
Wat leer ons van haar as die engel na toe kom? As die engel vir haar sê, wat gaan met haar gebeur? Wel, ons leer in die gedeelte wat ons gelees het, dat die engel Gabriël kom na haar toe en hy spreek haar aan as 'n begenadigde. Môre Maria, begenadigde van die Here. Die Here gaan groot dinge deur jou doen. En onmiddellik reageer sy hoe al die mense in die Bybel reageer wanneer hulle met 'n engel te doen kry. Sy is verskrik, sy is bang. Maar die engel sê vir haar, kalmeer, wees rustig, die Here is by jou. En dan vertel die engel vir haar iets wonderliks wat gaan gebeur. Maria, God het jou begenadig, jy gaan 'n kindjie in die wêreld bring. Nie 'n gewone kind nie, hierdie kind gaan die verlosser van die wêreld wees. En jy het die voorreg om hierdie kindjie in die wêreld te bring. Maria is verwonderd as sy hierdie woorde hoor, maar verslae, dis vir haar onduidelik. En dan praat sy met die engel van die Here en sê vir Gabriël, ek verstaan nie mooi nie, jy sê ek gaan 'n kindjie in die wêreld bring. Ek is maar nog net verloof. Ek het nog nooit by 'n man omgang gehad nie. Ek is 'n maag. Hoe is dit moontlik dat jy vir my sê dat ek 'n kindjie in die wêreld gaan bring? En ons kan seker aanvaar dat die engel so halwe glimlag op sy gesig gekry het en dan sê hy van Maria, die Heilige Gees gaan oor jou kom. En die Heilige Gees gaan 'n kindjie in jou verwek. Dit gaan 'n wonderwerk wees, hierdie kindjie wat gebore word. En die teken dat dit wat ek nou vir jou gaan sê waar is, gaan jy by 'n bloedverwant van jou kry, Elisabeth. Elisabeth was bekend as iemand wat al meer gevorderd was in haar lewe, ouer geword het, en sy was onvrugbaar, sy het nie 'n kindjie gehad nie, en die engel sê vir haar, as jy na Elisabeth toe gaan, sal jy hoor dat sy ook swanger geword het. Sy gaan ook 'n kindjie in die wêreld bring. En dis ook wat Maria dan doen as die engel vertrek. Sy gaan na Elisabeth toe, en daar hoor sy dat Elisabeth klaar swanger geword het, en dat die kindjie alreeds besig is om in haar buik groter te word. En dan begin Maria loflied sing tot eer van die Here. Sy loof die Here vir sy goedheid en sy grootheid, vir al die wonderlike dinge wat hy doen in die wêreld. As ons luister na dit wat die Bybel vir ons oor Maria sê, dan is twee dinge wat uitstaan. Die eerste ding wat uitstaan, God is die God wat uitreik na ons hier in die wêreld. God staan op die voorgrond. As ons oor Maria praat, moet God op die voorgrond wees. Dis hy wat uitreik na die wêreld en Maria gebruik. Maar die tweede ding wat ons kry is, Maria, 'n nederige, in ons taal gesê 'n dogtertjie, 'n nederige vrou, wat wanneer die engel vir haar sê, jy gaan swanger word, verward is, wat nie verstaan nie, maar op die einde sê sy, hier is ek. Ek is 'n dienaar van die Here, ek gee myself oor aan die Here. Laat met my gebeur dit wat die Here God wil hê moet gebeur. Maria wat haarself oorgee aan die Here en sê, Here, ek is tot u beskikking, u kan deur my werk. Wat wil Maria vir ons vandag in 2024 sê? Hoe het sy waarde vir ons geestelike lewe, afgesien die feit dat die Here haar gebruik het om Jesus Christus as mens hier op die aarde te bring? Daar's twee belangrike dinge wat ons kan aan vashou. Die eerste belangrike ding, wanneer Jesus aan die kruis hang, is een van sy kruiswoorde. Hy praat met Johannes, sy geliefde disipel, hy hang aan die kruis,
En dan sê hy vir Johannes, Johannes, daar is jou moeder. En hy sê vir Maria, Maria, daar is jou seun. Interessant. Jesus verwys Maria na Johannes toe, nie na haar ander kinders nie, nie na mense wat uit haar vlees gekom het nie, na Johannes, aan wie sy geestelik verbind is, omdat sy, Maria en Johannes 'n volgeling van Jesus is. En sy sê vir Johannes, Johannes, daar is jou moeder. Maria was nie Johannes se bloedmoeder nie, maar sy geestelike moeder. Nou as 'n mens 'n studie maak van Johannes, is daar iets wat baie interessant is. Ons het dit ook toe ons met Johannes besig was agtergekom. Johannes werk altyd met twee vlakke. Hy vertel vir ons iets wat gebeur, en dan is daar 'n dieper geestelike lewe, 'n dieper geestelike dimensie. Wat gebeur hierso? Jesus sê vir Johannes, Johannes, daar is jou geestelike moeder. Maria is jou geestelike moeder. En wat is die diepe geestelike dimensie van hierdie vers? Die diepe geestelike dimensie van hierdie vers is, dat almal wat kinders is van God, almal wat volgelinge is van Jesus, behoort aan 'n groot familie. En hierdie familie noem ons die kerk. Die kerk bestaan nie net uit mense hier op aarde nie. Die kerk bestaan ook uit mense wat dood is hier op aarde, maar wat lewend is in die hemel by God. As jy 'n kind van God is, behoort jy aan 'n groot geestelike familie met mense wat aan Jesus behoort. En nou die wonderlike, jy het 'n geestelike moeder. En wie is ons geestelike moeder? Wie is die geestelike moeder van hierdie groot familie? Maria. Maria is eintlik almal van ons wat Jesus Christus ken en liefhet, sy geestelike moeder. Wat wil Johannes vir ons sê? God is ons hemelse Vader. Jesus Christus is eintlik ons geestelike broer. En Maria is ons geestelike moeder. Nou hoor ek baie keer dat lidmate vir my sê, weet jy Dominee, toe my ma dood is, het daar iets slegs in my lewe gebeur. Ek mis haar soveel. Daai Sondag gesprekke wat ons oor die telefoon gehad het, ek mis dit. Ek mis my ma soveel. En weet jy wat ek eintlik die meeste mis? Die ding wat ek die meeste mis is dat ek weet, daar's nie meer iemand wat permanent vir my bid nie. Ek mis dit, die feit om te weet dat my ma nie meer permanent vir my bid nie, want dit was altyd vir my 'n wonderlike troos, my ma bid voortdurend vir my. Wat wil hierdie gedagte vir ons sê, dat Maria ons geestelike moeder is? Dit wil vir ons sê, dat ek en jy met groot vrymoedigheid in die gebed kan gaan na ons geestelike moeder Maria en vra sê, Moeder Maria, bid vir my. My ma is nie meer hier nie. My pa wat altyd vir my gebid het is nie meer hier nie. Maar hou aan om vir my te bid. Hou aan om my behoeftes na ons hemelse Vader oor te dra. Jy dit mos ervaar. Partykeer is 'n mens in 'n krisis. Dit is gaan sleg met jou. En dit gaan so sleg dat jy amper self nie kan bid nie. Dan is dit so wonderlik om te weet dat daar iemand is wat vir jou bid. Die Bybel sê dat Jesus vir ons bid. Hy tree vir ons in. Die Heilige Gees tree vir ons in. Ander gelowiges tree vir ons in, want ons is geroep om vir mekaar te bid. Maar hierdie vers wil vir ons ook sê, ons kan ook vir Maria vra om vir ons te bid. Om vir ons voorbeding te doen, om ons nood en ons behoeftes aan ons hemelse Vader te bring. As ons nie kan bid nie, as dit so sleg met ons gaan, dat ons voel,
ek is net stom. Maria is ons geestelike moeder, wat vir ons ook wil intree in gebed by ons hemelse Vader. Maar as 'n tweede perspektief wat belangrik is, Maria is ook ons ou suster. Jy weet mos wat is die oudste suster van 'n familie? Sy is iemand wat vir die jonger kinders sê, nee, nie so nie, so. Volg my voorbeeld. En as ons na Maria se lewe kyk, dan sien ons dat sy 'n voorbeeld hier op aarde agtergelaat het, wat ongelooflik is. 'n Paar kenmerke van haar nederigheid, haar bereidwilligheid om haarself te gee vir die Here en vir sy werk, haar vreesloosheid om die werk van die Here te doen. Maria was verloof aan Josef en sy gaan swanger word. En nou was daar 'n bepaling in die Ou Testament en dit was, as jy nog nie getroud is nie en jy word swanger, kan jy gestenig word. Dit was die straf. As jy swanger word, gaan jy gestenig word. Josef het toe hy gehoor het van Maria se swangerskap, het hy besluit hy gaan haar los, want hy kan nie aangaan met hierdie verhouding nie. Dit was die engel wat vir hom gesê het, moet dit nie doen nie. Die Heilige Gees het hierdie kindjie na haar verwerk. Ten spyte van die feit dat sy weet, sy kan gestenig word, bekommer sy haar nie daaroor nie. Haar fokus is op, ek het 'n taak om te verrig. Vreesloos is sy bereid om aan te gaan en te doen dit wat die Here van haar vra om te doen. En wanneer sy saam met 3 ander vroue, 1 disipel en 4 soldate by die kruis staan, is die moontlikheid dat mense haar kan raak sien en sê, jy is ook mos 'n volgeling van Christus, ons gaan jou kry. Maar sy is nie bang nie. Terwyl die disipels weggehardloop het, want hulle is bang, is sy saam met 'n handjievol vroue en 1 disipel by die kruis om haar seun Jesus Christus te ondersteun. Wat ons vir haar kan leer, haar toegewydheid, haar liefde, haar vreesloosheid om die werk van die Here te laat voortgaan. Maria is vir ons 'n ou sus. Sy is vir ons iemand wat vir ons wys wat dit beteken om regtig mens te wees. Hoe jy mens kan wees in die ware sin van die woord. Wanneer is jy volledig mens? Jy is volledig mens as jy Maria se gesindheid in jou lewe toepas. As jy sê, Here, verstaan nie altyd wat U vir my vra nie. Maar hier is ek, Here, ek is 'n diensknegt van U. Ek wil doen dit wat U van my vra om te doen. Jy weet, ons bly in 'n tyd waar daar baie klem gelê word op die feit dat ons vry is. Ek kan maar maak wat ek wil. Ek kan sê wat ek wil. Ek moet maar net goed voel. Dit gaan oor myself. Me, myself and I. Dis wat voorop staan in vandag se lewe. Maria, ons ou sus, sê nee, nie me, myself and I nie. Wat belangrik is dat ons moet sê, Vader, Seun en Heilige Gees, ek gee myself oor aan U. Ek wil U volg. U moet die belangrikste persone in my lewe wees. Ons bly in 'n tyd waar ons baie besig is, verskriklik besig is. Ons hardloop rond. Ons het nie tyd om stil te word nie. Wat doen Maria as die engel van die Here met haar praat en vir haar sê wat gaan gebeur met haar? Sy word stil en sy neem hierdie woorde van 'n engel en sy bring dit in haar hart. Sy oordink dit. En dan as sy dit klaar oordink, dan ontplof daar iets in haar binneste. Sy begin om die Here te loof en te eer en vir die Here te sê, Here, U is groot. U is ongelooflik.
dankie dat U groot is. Dankie dat U op so 'n besondere manier werk in hierdie wêreld. Maria is vir ons 'n voorbeeld, want sy is ons geestelike ousis. Maar sy is ook ons geestelike moeder, wat bereid is om voortdurend vir ons voorbidding te doen by die Vader. Ons het begin met die diens en gevra, die Rooms-Katolieke Kerk, ons is bietjie ongemaklik met hulle idee van Maria. Is hulle Maria-aanbidders? Nee, hulle is nie Maria-aanbidders nie. Maar hulle gee baie klem aandag aan Maria, want hulle sê ons moet respek hê vir haar, omdat sy Jesus se moeder was. Sien hulle Jesus Christus as 'n middelaar? Nee, hulle sien nie Jesus Christus aan die middelaar tussen ons en God nie. Hulle aanvaar dat Jesus is die middelaar, maar hulle dink bietjie menslik oor die saak, wat ons nie noodwendig mee saamstem nie. Hulle sê, Maria was die naaste aan Jesus, want sy was sy moeder. Daarom is die kans dat ons verhoor kan word beter, as ons met Maria praat, en sy kan met Jesus praat, want sy verstaan vir Jesus. Daarmee kan ons nie saamstem nie, maar hulle sien tog vir Jesus as die verlosser en die middelaar tussen ons en God. Maak ons te min van Maria. Miskien maak ons te min van Maria. Daar's 'n rykdom wat Maria eintlik in ons geestelike lewe wil bring. Sy is ons geestelike moeder. Die besef dat sy voortdurend vir ons wil voorbidding doen, is iets wonderliks. En jy kan in moeilike tye vir haar vra, Moeder Maria, tree vir my in. Tree vir my in by ons hemelse Vader. Of jy kan net weet, dat soos jou ma voortdurend vir jou as kind ingetree het, kan jy vir haar vra om voortdurend vir jou in te tree by ons hemelse Vader. Sy is ons ousis, wat vir ons spore agtergelaat het en gewys het wat dit beteken om werklik mens te wees in die volle sin van die woord, deur jouself onvoorwaardelik aan die Here oor te gee. Hoe moet ons oor Maria dink? Dink ons moet haar sien soos die maan. Wat doen die maan? Die maan weerkaats die lig van die son na die aarde toe. Die maan se funksie is om die lig van die son te weerkaats. En dis wat Maria doen. Sy weerkaats eintlik die Here God na ons toe. Sy maak die Here God vir ons nog duideliker. Wanneer sy as maag 'n kindjie in die wêreld bring, dan beklemtoon dit vir ons wie God is. Wie is God? Wie is God die Vader? Hy is die grootte God wat onmoontlike dinge kan doen. Hy is nie die God van die moontlike nie, hy is die God van die onmoontlike. Hy is die God wat selfs 'n maag wat nie omgang gehad het met 'n man nie, 'n kindjie in die wêreld kan laat bring. Maria help ook om vir ons te verstaan wie Jesus is. Wie was Jesus? Wie is Jesus? Volledig God, maar ook volledig mens. Dis sy wat vir Jesus leer om mens te wees. Jesus was volledig mens, en daarom verstaan hy vir ons. Hy verstaan ons hartseer en ons blydskap. Ons kan met groot vreugde en groot dankbaarheid na Jesus toe gaan, omdat hy ons verstaan. Maar Maria is ook ons geestelike moeder. En die Heilige Gees kan haar gebruik om voortdurend voorbidding vir ons te doen. Sy is ons ousis, wat vir ons 'n voorbeeld agtergelaat het. Die Heilige Gees kan haar voorbeeld gebruik om vir ons te motiveer, om Maria se gesindheid te openbaar in ons lewe. Maar Maria verduidelik vir ons 'n laaste puntjie. Maria vertel vir ons hoe God werk in hierdie wêreld. Hoe werk God in die wêreld? Wie gebruik God? Hy gebruik nederige mense. 'n Dogtertjie van 12 tot 14 jaar gebruik hy om sy verlossingsplan in werking te stel.
Hy maak gebruik van 'n vrou. In daardie tyd is vroue nie geag nie. Hulle was beskou as minder belangrik. Hy maak gebruik van 'n vrou en hy stel die vrou weer daar waar sy behoort te wees. Maar wat ons ook leer by Maria is, dat God nie net vir ons opdragte gee nie. Wanneer hy vir ons 'n opdrag gee, dan stel hy ons in staat om dit te doen. Hy het vir haar begenadig met groot krag en genade, sodat sy hierdie werk kan verrig. Wat sê Maria vir ons? God werk deur gewone mense, mense soos u en ek, deur klein mensies, deur mense wat swak is. En die groot probleem is dat ons baie keer klem lê op ons swakheid en ons vergeet van die krag van die Here wat deur ons wil werk. Maar Maria leer vir ons dat ons ook maar net kan sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Ek is 'n dienaar in u hande. Gebruik my sodat u koninkryk kan kom en die wil kan geskied. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed.